Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 1 Maart 2026. Ons erediens vandag gelei deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy het gelees uit Romeine 6 en die tema van die preek: saam met Christus gesterf, saam met hom opgestaan, leef daarvolgens. Baie welkom by volgende erediens. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 18, daarvan verse 1 en 4. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en teeweer. Die Heer is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. My rots wanneer die stormwind huil, my skild die weerkrag van my heil. My vesting op die bergkrans styl, by wie ek vas en veilig skuil. Psalm 18, verse 1 en 14. Ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die en wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie.
Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 1, vers 1, en daarna bid ons saam. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, hoe sal ons ooit u genade, die grootheid daarvan, kan verstaan? Dat u met ons daagliks bemoeienis maak, dat U ons ook vandag weer opgeroep het om hier by mekaar te kom, om na U woord te luister. Maar Here, daar is nog soveel werk te doen, hier in ons gemeente, maar ook in die wêreld daar buite. Daarom vra ons dat U ons harte van klip sal verander in harte van vlees, ja, dat ons sal antwoord op U roepstem. Veral ook nou, as ons so besig is met selfondersoek, voordat ons volgende Sondag aan die nagmaalstafel kom sit. Maar Here, wat 'n voorreg om dit te kan doen. Laat elkeen van ons daardie voorreg besef. Laat ons dan vandag ook luister na U woord. Laat deur U Gees inslag vind in ons lewens. En laat ons dan ons lewens ook daarvolgens aanpas. Dat ons waarlik sal luister wat U vir ons sê. Here, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam in Psalm 103 daarvan verse 1 en 2. Oh,
luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Romeine 6. Romeine 6, daarvan die hele hoofstuk. Romeine 6 vanaf vers 1. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor jou heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp om as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer, soos julle deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Weens julle beperkte begrip gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggaam in diens van sedelike onrein, reinheid en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Tot sover. Net weer vers 11. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Terwyl ons besig is met selfondersoek voordat ons volgende Sondag kom aansit by die nagmaalstafel, besef jy nog wie jy is voor God? Want as jy werklik besef wie jy is en hoe jy voor God staan,
dan sal jy 'n dankbaarheidslewe lei. Ja, gaan daag jouself uit in 'n hofsaak waar jou gewete jou aankla en kyk dan of jy staande gaan bly. Die brief van Paulus aan die Romeine is ook in die vorm van 'n hofsaak geskryf. Die eerste deel gaan oor die aanklag teenoor die mens, dan die vryspraak wat uit loutere genade is. Vryspraak aan die wat God uitverkies het. Dan vanaf hoofstuk 12 handel dit oor jou Christenskap in die praktyk. 'n Mens sou dit ook so kon onderdeel. Die eerste deel gaan oor die mens se sonde, die tweede oor ons verlossing uit genade alleen, en die derde deel vanaf hoofstuk 12 gaan oor ons dankbaarheid. Dis dan ook presies dieselfde indeling wat die Heidelbergse Katekismes volg. As 'n mens glo dat jy verlos is van jou sonde, dan is die praktiese uitlewing ons dankbaarheidslewe die uitvloeisel daarvan. Toe Paulus die brief aan die Romeine geskryf het, was daar soos vandag baie mense wat hulle self Christene genoem het, maar hulle het dit nie bewys nie. En dit is teenoor hulle wat Paulus dan nou skryf. En Jakobus worstel met dieselfde gesindheid van die mense as hy vra, glo jy dat God een is? Ja, mooi so, maar die duiwels glo dit ook. Jy glo en dit is goed, maar wat nou? En ons kry dieselfde ook vandag. En dit is die unieke raadsplan van God wat aan ons deur sy woord verkondig word. Die mens val in sonde en verdien die dood. Maar dan sê God letterlik, ek red jou uit genade alleen as gevolg van wat Christus Jesus aan die kruis gedoen het. En ek sluit jou ook by daardie redding in. En ek werk deur my gees in jou die geloof om op Christus vir jou redding te vertrou. En wanneer ons Romeine 6 dan lees, waarna ons sopas geluister het, staan ons dan in die hart van die evangelie, soos Paulus dit aan die Romeine dan oordra. Ja, deur die leiding van die Heilige Gees leer hy nie net hoe 'n mens geregverdig word nie, maar hoe 'n mens ook nuut moet leef. Romeine 6 gaan oor die radikale verandering wat plaasvind wanneer 'n sondaar mens deur die geloof met Christus verbind word. In hoofstuk 5 het Paulus die oorvloed van God se genade beklemtoon. Ek kan gerus die laaste vers gaan lees. Waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Maar dan kom die gevaarlike misverstand. As God se genade so groot is, maak dit dan saak hoe ons leef? As God se genade groter is as my sonde, kan ek dan maar aangaan in sonde, sodat sy genade maar net nog meer word? Paulus antwoord hard en duidelik, beslis nie. Letterlik, mag dit nie wees nie. Hy antwoord op goedkoop genade. Dis die antwoord op 'n oppervlakkige geloof, wat sê, ek is mos gered, en nou kan ek maar doen wat ek wil. En hy begin dan met 'n vraag, wat sal ons dan sê? Sal ons in sonde bly, sodat die genade meer kan word? Ja, hy verkondig die waarheid teen 'n denkwyse wat vandag nog baie relevant is. Party mense dink die evangelie beteken, jy hoef niks te doen nie. God vergewe alles, jy kan leef soos jy wil. Ander dink weer, die evangelie beteken, jy moet self heilig word om God te behaag. Maar die woord van God wys ons in Romeine 6 dat beide hierdie opvattings verkeerd is. Ons redding in Christus is nie 'n lisensie om te sondig nie. Maar dit is ook nie 'n nuwe wet wat jy self moet onderhou om gered te bly nie. Dit is 'n totaal nuwe lewe in Christus. Paulus se antwoord is eenvoudig. Ons wat vir die sonde gesterf het, hoe kan ons dan nog daarin lewe? En let op,
Hy sê nie ons moet vir die sonde sterf nie. Hy sê ons het gesterf. Ons is dood vir die sonde. Dit is 'n feit. Iets het gebeur. Ja, ons eenheid met Christus is die sleutel om te verstaan wat Paulus hier sê. Hy sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ja, die eenheid met Christus het ons bereik deurdat ons almal in Christus gedoop is. En dit wys op die doop met die Heilige Gees toe ons kinders van God geword het. Dit wys op wedergeboorte. Die dag toe ons tot geloof gekom het, het ons deel geword aan Jesus Christus. Ons is ingelyf in Christus. En ja, natuurlik, die meeste van ons het nie 'n dag of datum nie. Ons was bevoorreg geweest uit genade, in gelowige gesinne gebore, en dit het derentyd met ons gebeur, opgevoed in God se woord. Ons is dood vir die sonde. Ja, toe Jesus gesterf het hy nie net as individu gesterf nie. Hy het as ons verteenwoordiger gesterf. Dis asof die gelowiges op die kruis by Golgotha saam met Christus gekruisig is en gesterf het. Ja, die sondes van die gelowige is daar gedood en is daar ook begrawe. Die gelowige in Christus is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Hy is vrygemaak van die mag van die sonde. Hy is dood vir die sonde. Dit beteken nie dat die sonde weg is nie. Dit beteken dat die mag van die sonde gebreek is. In die tweede helfte van Romeine 6 gebruik Paulus dan 'n beeld wat sy hoorders kon verstaan om dit te verduidelik, naamlik die van slawerny. Hy sê, voorheen was julle slawe van die sonde. Nou is julle slawe van die geregtigheid. Ons moderne mense hou nie van die woord slaaf nie. Maar in Paulus se tyd was dit 'n bekende werklikheid. 'n Slaaf het nie aan homself behoort nie. Hy was onder die gesag van sy eienaar. So is elke mens vandag nog 'n slaaf. Die vraag is nie of jy 'n slaaf is nie, maar van wie? Voorheen was ons onder die heerskappy van die sonde. Ons het dalk gedink ons is vry. Ons kon kies net wat ons wil doen. Maar in werklikheid was ons gebind. Ons kon nie anders as om teen God se wil in te lewe nie. Maar nou het iets radikaal verander. Ons is vrygemaak van die sonde en diensbaar gemaak vir God. Dis nie 'n vryheid om sonder die Here te lewe en te doen wat jy wil nie. Nee, dit is 'n nuwe vryheid onder 'n nuwe eienaar, ons Here. In die 53 vertaling lees ons dan in vers 11, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Die woord reken beteken, beskou dit as waar, leef vanuit hierdie waarheid. Baie gelowiges leef asof hulle nog onder die mag van die sonde is. Hulle sê, ek kan nie anders nie. Dit is maar hoe ek is. Ek sal altyd so bly, in sonde ontvang en gebore. Maar broer en suster, dit is nie meer ons identiteit nie. Ons is nie meer slawe van die sonde nie. Ons behoort aan Christus, want wie deel het aan Jesus Christus, het ook deel aan sy opstanding. Lewe saam met Christus. Ons is opgewek tot 'n nuwe lewe saam met Christus. Daar die implikasies is dat die mens nou lewe vir God. Ons lewe is nie nou meer op onsself gerig nie, maar op God. En dit beteken dat ons nou mense is wat gefokus is op die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God is. Ons wil nou doen wat God wil hê. Ons vra na sy wil. Ons soek na wat hom behaag.
Broers en susters, sien julle, dis anders as wat ons soms dink wie ons is. Die nuwe mens wat ons is deur die sterwe en opstanding van Christus, is 'n mens wat nie meer van nature in sonde leef nie. Ons is anders gemaak, nuut gemaak. Ons is nie meer geneig om God en ons naaste te haat nie, maar om eerder lief te hê. Ons is nie meer tot alle boosheid geneig nie, maar is nou geneig om die wil van God te soek. Dit is wie ons is. Nuwe mense, weergebore, nuut gemaak, omgekeer, opgestaan, vernuwe, in staat om die goeie te doen, in staat om die goeie te wil doen. En dit moet ons onthou, want dit moet ook ons lewe bepaal. Ons moet ons lewe hiervolgens aanpas. Natuurlik is dit ook so, ons saam met Paulus kan sê, goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Of dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ons moet lewe soos die nuwe mense wat ons is. Ons moet die wil van God soek. Ons moet glo dat ons tot alles in staat is deur Hom wat vir ons die krag gee. Ons moet weet dat ons meer as oorwinnaars is in Jesus Christus. Vanaf vers 12 tot 14 skryf Paulus dan ook oor die praktiese implikasies van hierdie verandering wat plaasgevind het. Want wie besef wie hy in Christus is, wie weet dat hy dood is vir die sonde, wie weet dat hy vir God lewe, sal dan ook so optree. Hy sal nie toelaat dat die sonde langer heerskappy voer in sy lewe nie. Hy sal hom nie deur die begeertes van sy sterflike aardse bestaan laat meesleep nie. Hy sal geen deel van sy liggaam in diens van die sonde stel as werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Hy sal homself in diens van God stel. Elke deel van sy liggaam in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Om as 'n gelowige te leef, vra van jou dade wat jou lewe verander. Dit vra van jou om soos 'n nuwe mens te lewe. Ons is opgewekte mense, nuwe mense wie se lewe op God gerig is. Broers en susters, besef dit. Ons staan voor God asof ons nog nooit gesondig het nie. Want hy kyk na ons deur die bril van Christus wat aan die kruis vir ons sondes betaal het. En as ons dit nie besef nie, sal ons nie weet wat dit beteken om waarlik 'n Christen te wees nie. Staan skoon gewas en vlekkeloos voor God deur die bloed van Christus. Hoe dankbaar moet ons nie wees nie? Broers en susters, wys ons dankbaarheid dit. Wys ons kerkbesoek dit. Wys ons diensbaarheid in hierdie gemeente dit. Wys ons bydraes dit en so kan ons aangaan en aangaan. Broers en susters, dink ook daaroor na in jouself ondersoek voordat jy volgende Sondag aan die nagmaalstafel kom sit. Leef jy werklik soos 'n nuwe mens? En as die Gees van God jou sondes dan so pynlik uitwys en jy voel jy kan nie daarvan loskom nie, hoor jy vandag dat die kettinge van die slawerny van die sonde gebreek is deur Christus en jy deel daaraan. Deur Christus se soenverdienste aan die kruis kan jy nou heers oor die sonde, wat ook al daardie sonde mag wees, selfs daardie sondes wat ons so diep in ons hartskamers vertroetel. Broer en suster, uiteindelik gaan dit oor wie jou Here en Meester is. Wie sit op die troon van jou lewe? Sonde is 'n wrede meester en eienaar. Beloof vryheid, maar bring slawerny. Beloof plesier, maar bring die dood. Nee, Christus is ons Here en ons koning. Hy gee lewe. Hy gee ware vryheid.
vryheid van die mag van die sonde. Broers en susters, ons word opgeroep om selfondersoek te doen en in die lig van ons nuwe identiteit te leef. Jy is nie meer wat jy was nie. Jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Jy het saam met Christus gesterf, maar jy het ook saam met hom opgestaan en daarom kan jy oor die sonde heers. Daarom, stel jouself tot beskikking in God se diens. Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons vra dat U deur U Gees ook in hierdie week met ons sal werk. Nie net in hierdie week nie, waar ons besig is met selfondersoek voordat ons volgende Sondag nagmaal vier nie, maar elke dag van ons lewens. Ja, dat ons sonde sal besef, maar dat ons dan ook sal weet dat ons daaroor kan heers. Ja, dat ons vrygemaakte mense is deur die soenverdienste van U Seun aan die kruis. Dat ons vir die sonde kan nee sê en dat ons eerder U wil soek en U wil doen. Ons is daarin tot staat deur die krag wat U vir ons gee. Maar Here, gee dan dat ons na U luister. Gee vir ons die wysheid om U alleen te dien. Om alles wat ons ook doen, tot U eer te doen. Dat dit wat ons bely, ons geloof wat ons bely, dat ons lewens gelykluidend daarmee sal wees. Dat niemand vinger sal wys na ons toe nie. Maar Here, ons kan dit net doen as U ons ook daarin te hulp kom. O Here, gee dat ons waarlik ons sonde sal besef. Dat ons ook dan waarlik berou daaroor sal toon. En dan sal lewe soos nuutgemaakte mense. Dood vir die sonde. Alles te danke aan U. Ons bid dit uit genade alleen. In die naam van U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 107, daarvan verse 1 en 3. So
harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Jullie goeiemôre broers en susters. Nou die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Vandag Arie Hatting, die derde Steven Weber en Jan Daniel Smit. Die vierde Tiaan Smit en die vyfde Daan Du Plessis, groot partytjie in die familie. Dan 6de Maart Marijke Hoeksema en die 7de Werner Leroux wat op hierdie stadium in Amerika is. Baie geluk aan al hierdie lidmate. Ons glo dat die Here sy seënende hand vir nog baie jare oor julle elkeen sal hou. Die 5de Maart, dis môre, het ons kerkraadsvergadering om 6:00. Tee en koffie na die diens, Bybelstudie direk daarna, so om by 10:00. Dan die musiekmalligheid. So het goed gedink om dit goedkoper te maak, so R100. Gaan nie vir ons regtig oor die geld nie, gaan oor die samesyn. So asseblief gee u name so gou as moontlik vir Christine of skryf dit op die lyste daar agterin, sodat ons net weet hoeveel mense die aand gaan bywoon, dat ons ook net beplanning kan maak, kan doen. Byvoorbeeld of ons hierdie saal moet gebruik of 'n groter saal soek. So asseblief, gee u name, wil jy iets sê? Julle kan, as julle vir Christine sien, vir haar die geld gee, of julle kan daardie aand by die deur betaal, of julle kan 'n elektroniese hoorbetaling doen. Soek net 'n naam. Baie dankie. Het lyk my dit is dit. Baie lekker week vir elkeen.